Ek dink dis die verhouding wat ek met my kinders gehad het. Ek het 'n baie naby verhouding met my kinders. So ons het sekere reëls gehad. Jy jok nie vir my nie, jy vertel my die waarheid en ons draai dit uitsorteer. Yes. As jy vir my jok, dan gaan ek jou straf en jy gaan die konsekwensies dra. So ek het van kleins af het ek dit vir hulle gesê. En kom ons wees eerlik met mekaar, 'n 5-jarige kan nie so 'n storie opmaak nie. Nee, as sy nie voorheen so iets ervaar het nie. En en my kinders is my alles. Yes. So jou verhouding met jou pa in daai oomblik, Siel, as jy net nou kan die oomblik toe Rudy jou vertel, was daar iets wat in jou kom vassit het hier van 'n woede, 'n kwaadheid vir hom? nee, Glad nie? Glad nie. Dit was disbelief, unbelief van regtig, hoe kan hy dit gedoen het aan my prinses, aan hierdie pragtige ou dogtertjie. Hoe kon hy dit gedoen het? Ek het nooit 'n woede gehad of 'n haat of iets teen Jy het hom nie verstaan nie. Ek kon nie verstaan hoekom sou Maar hy jy so het nooit iets dit doen vir nie. hom gesê nie en dit is so mooi want jy het tog al glo. Ja, Al het jy deur hierdie emosies gegaan en dit. ja, wel, daar's so baie. Hierdie storie is eintlik so lank nie. Ons het 5 dae nodig as ek al die inligting vir julle moet gee, maar die kort en die lank is, ons is toe nou na die polisie toe. En by die polisie, hulle was fenomenaal. Mense hulle is gestuur van die Here af. Hulle het haar gevat. Ek mag nie by gewees het terwyl sy haar getuienis gegee het nie. Want hulle sê, daar's mos 'n ou spreekwoord, mother's love makes babies cry. So, hulle het alleen met haar dit en haar verklaring was 6 folios lank. Want dit het al begin toe sy blykbaar net oor 'n jaar oud was. Sure. En na haar getuienis het die polisievrou vir my gevra of ek dit wil lees. Toe sê ek van nee, I don't need to read it. The fact that I know it happened is klaar erg genoeg. So, ek wil dit nie lees nie. En van daar af is ons toe nou terug dokter toe en hy het 'n ondersoek en hy het dit bevestig en die vorms ingevul en hy het dit na die polisie toe gestuur. En ons is toe na huis toe en al die pad sê sy vir my, toe verstaan ek, soveel goed het toe nou in plek geval. Hoekom sy jou wou Want sy my was pa- bang sy gaan dood? My pa het al gedreig en gesê sy vir enigiemand vertel gaan haar hartjie ophou klop. Ja. So dit is hoekom ek met my vinger op haar pols moes slaap, laat ek kan voel haar hartjie klop nog. En die feit dat sy nie kon sluk nie was as gevolg van hierdie vrees en hierdie angstigheid van, ek meen as jy Sy moet hierdie secret hou. ja, en as jy angstig is, dan voel jy ook half, jy weet, jy kry nie asem nie. So dit is waar daai vandaan gekom het. En En toe sy nou daaroor kon praat, het dit verander. Het sy ophou vrees hê? nee. Erger. Nee, dit het nie dadelik opgehou nie, nee, want toe is sy nou bang. Want sy wil nie weer vir oupa sien nie. So, toe moes ek nou vinnig 'n plan maak en ekskuus, dis toe ek nou gereël het dat ons na my boetie toe gaan. En ja, ek het gehuil, maar daar het geen emosie uitgekom nie. Dit was net trane wat geloop het want Het jy toe vir hulle gesê wat gebeur het? ek het vir hulle gesê, maar ja, dit was ook nou maar nie in hulle verwysingsraamwerk om te weet hoe om so 'n situasie te hanteer nie, soos jy gesê het. Niemand kan jou voorberei op dit nie. Niemand kan jou voorberei op dit. Nee. Ek meen ons hoor van dit elke dag, maar as dit met jouself gebeur, is dit heeltemal 'n ander storie. Wat was jou eerste toe jy nou daai aand gaan slaap, Cecile? Ek kon nie slaap nie. Wat was dit wat jou getreiter het dat jy al gefaal het? Die feit dat ek nie dit agtergekom het nie. Want van sy 'n jaar oud was, dit goeders vir my die Here toe nou al vir my so half Wat puzzle laat verduidelik. in plek laat val. Sy het baie gesukkel met ontsteking. En ek kon nie verstaan hoe, want ek het skoon met haar gewerk so en sy wou nooit sy tekens gehad soos as ek wou salfies daar sit, het sy haar beentjie so toegeknyp. En dan kon ek nie verstaan hoekom doen sy dit nie. Maar soveel goed het sin gemaak. Baie mense het vir my gevra, maar dit het nie met jou gebeur nie. Toe sê ek vir hulle, wel ek weet nie, ek kan nie onthou nie.
Maar toe onthou ek, toe ek 5 jaar oud was daar altyd antibiotika in die yskas vir my gewees. So ek het ook altyd ontsteking gehad. En Jy het daai trauma geblok. ek het. En ek kan onthou my ma het my op 'n stadium na 'n ginekoloog toe gevat want sy kon nie verstaan hoekom dit aanhou nie. En soveel goed het toe vir my sin gemaak. En daai wat ek kwaad was vir myself, dat ek dink, Jessie, dis asof ek my kind in die leeuhok gegooi het. Maar wie sal nou gedink het, ek meen, jy verwag dit die minste van iemand so na aan jou. Yes. Iemand vir wie jy lief is. Iemand vir wie jy lief is, iemand wat altyd daar was vir jou, Yes. wat deur al my goed was my pa altyd daar vir my. Hy was altyd die een wat, hy het dit nooit gevoice en vir my gesê nie, maar hy was altyd die een wat my ondersteun het. Hy was altyd die een wat, sonder om dit verbaal te sê, vir my gewys het hy's trots op my. Vir wat ek achieve het en wat ek deurgegaan het en hoe ek my 3 kinders groot gemaak het en ja, so dit is daai disbelief, daai is amper soos Lion King, daai meerkat wat so staan. Dit is hoe jy gevoel het, jy weet nie woorde nie. Jou ma? Sy het toe nog nie geweet nie. Ek het dit nie met haar gedeel. Die polisie het vir my gesê ek moet stil bly. So die volgende oggend, hulle het my gevra waar gaan hy wees. Want uit die aard van die saak moet jy nou besluit. Gaan jy hom nou laat toesluit? Of gaan jy dit nou maar net onder die mat laat invee en net sê, moet dit nie weer doen nie. So dit was die keuse wat ek voorgestaan het. En ek het gesê, ek kan nie my kind val nie. Sure. So ek het daai besluit gemaak, so die volgende dag is ons met 2 ongemerkte motors. Het ek vir hulle gesê waar my pa gaan wees. So ek was in die agterste motor met getinte vensters en ek moes fisies vir hulle wys, daar's hy. En toe het hulle hom gaan arresteer. Maar ek moet vir jou sê, dit was 'n baie goeie smaak. Hulle het hom nie gestorm en 'n vreeslike hoeha gemaak. Hulle het net na hom toe gestap, maar ek dink hy het geweet dit kom. En hulle het hom nie eers geboei nie. Hulle het hom gevat, in die kar gelaai en hulle is toe na die polisiestasie toe met hom. Sure. Maar daai was een van die moeilikste goed wat ek moes doen. As jy vandag op dit terugdink, sou jy dit anders gedoen het? Nee, niks. Baie van die familie het my verwyd en vir my gesê, ek kon dit anders hanteer het. En ek het net gesê, ek kon nie. Jy het jou kind gekies. Dis hoe ek het moes doen en dis hoe dit gedoen is. Yes. En hy het skuld erken. En dit het toe nou ook uitgekom dat daar was ander meisietjies ook. Wat toe dit nou op die lap gekom het, baie meisies na vore gekom so. En Hoe het dit jou en sy verhouding beïnvloed? weet jy, ek het nooit hom gehaat nie. En hy teenoor jou? Ek het nie kontak met hom gehad, want ek is toe nou terug Natal toe. En ek hoef nie by die hofsaake te gewees het nie. Ek het wel vir hom 'n brief geskryf. En in die brief het ek vir hom gesê ek vergewe hom. Ek verstaan nie hoekom hy dit gedoen het nie, maar ek vergewe hom. So die regter het dit vir hom gelees voor hulle hom gevonnis het. En ja, kyk, toe sit nou die pad van nou moet ons gesond word. Ek moes Is hy toe skuldig bevind? Ja. Hy was toe nou, hy het gemeenskapsdiens gekry, omdat dit sy eerste oortreding was en hy was onder huisarrest gewees vir 4 jaar. Ja. Okay. Jou ma in die proses? Die dag toe hulle hom gearresteer het, ons het van daar af het ons gery na my ma se huis toe en toe moes ek haar gaan sê. En ja, dit was, my ma was al die jare met hom getroud en so dit was vir haar groot ontnigtering, baie groot ontnigtering. Niks geweet, niks verwag, niks. Ek weet nie, ek kan nie vir haar praat nie, Yes. maar as ek aan haar reaksie dink ek nie sy het geweet nie. Want Ja. Nie geen mens wil stil bly as jy. ja, nee, verseker nie. As ons kan kom by vergewe. En wat dit in hierdie proses gevat het.
waar het jy gekom op 'n plek waar jy hierdie nou agter jou kon sit? Wat was die proses wat jy toe nou met Rudy gestap het om gesond te word van dit, om healing te kry vir dit? Ons het in die Suidkus gebly. So op daai stadium was ons in Ivango. En in Umtumtweni was daar 'n verskriklike oulike kindersielkundige gewees. So ons het na haar toe gegaan, maar terselfdertyd het ons na pastorale sielkundige toe ook gegaan. So die pastorale sielkundige was maar meer vir my en die twee seuns, want ek moet vir jou sê die effek wat dit op die twee seuns gehad het. Ek wil nou net vra, wat het die boeties daarvan? Kyk, Andrew was nog redelik klein geweest, maar Jandrey was al redelik groot, hy kon al verstaan. En oupa was soos hulle pappa figuur geweest, so dit was vir hulle baie erg geweest. Die dag toe ek vir Jandrey gesê het, die dag daarna, na hulle my pa nog gearresteer het Jandrey, hy was in die garage en hy het goeders aan mekaar getimmer en so ek dink is maar hoe hy sy emosies kon Probeer hanteer het. Ja, so en dis vir my die ergste is dat mense nie besef dit gebeur nie net met daai persoon nie. Ek meen Yes. die onmiddellike gesin rondom hulle word ook geaffekteer. Absoluut. En jy besef nooit wat se impak het dit op iemand gehad nie. Yes. En ja, die teleurstelling wat hulle gehad het van, Jesus, dit was ons oupa. Al was hy ook knorpot baie keer, was hy goed vir hulle, hy was goed vir ons. So ja, ek dink as dit 'n dysfunctional family was, as ek dit so kan stel, ek kan nie sê dit is makliker nie, maar ek dink dit is half van, ag ja, ek kon dit van hom verwag het, jy weet, daai tipe ding, maar Dit was nie. Ja. Dit was nie. En ek dink die groot ding wat my, as ek nou 'n bietjie kan skiep na die vergifnis toe, ek het met die Here gepraat en gesê, ek weet nie, I don't know, van hier af, ek weet nie. En die Here het vir my gewys, ek moet gaan oplees oor pedofiele. En ek het toe nou gaan navorsing doen en gaan lees daaroor en dis eintlik so sad dat my pa as klein seentjie was gemolesteer. En maak nie saak, al het hy dit gesê, die ou mense, want my pa is gebore net na die oorlog. Niemand het daarna Niemand geluister sou hom nie. geglo het nie, daar was nie vir hom hulp nie. Yes. So, hoe hy geskree het vir hulp, was sy woedebuie, hy was 'n verskriklike netjiese man gewees, hy het altyd lekker geruik, hy was altyd skoon, hy was altyd netjies, of was hy 'n fabriekswerker. So dit was, die goeders wat hy kon perfek doen, het hy perfek gedoen. So, en dit is die ander ding wat vergifnis so amazing maak is, jy moet nooit die persoon vat en sê ek gaan hierdie persoon vergewe. Yes. Jy skei die twee, die daad en die persoon. Yes. Want my pa was 'n goeie mens. My pa was 'n diep mens. Hy het net nooit die geleentheid gehad Om gesond te word en te kan uiting gee aan hoe amazing hy eintlik was. Yes. Hy was absoluut 'n rots gewees. So en baie mense sê, ek weet hoe kan jy pa vergeet nie. Hoekom kan ek hom nie vergewe nie? Yes. Hoekom nie? Hy was altyd daar vir my. Yes. Maar hy het, en omdat jy besef het dat hy uit sy eie siel seer opgetree het, sy eie trauma van molestasie opgetree het, en dis waar wat jy daar sê, dat baie keer wanneer iemand seksueel gemolesteer is, dan is dit dat hulle dit aan iemand anders doen om, ek weet nie of dit dalk om beter te voel oor dit nie, of wat ook al nie, maar daai ding, as iemand nie daarmee deel nie, it becomes a monster. En dis die ding, dat 'n mens moet deel met daai goed in jou siel. Yes. Because
as goed gebeur het en Rudy was bevoorreg dat jy vir haar beskerm het en dadelik haar gehelp het om met dit te deel. Baie keer wanneer 'n volwasse vrou met hierdie goed moet deel, saam met enige seksuele molestasie of iets wat seksueel met 'n kind gebeur. En ek sien dit baie met vroue, maar ek weet dis dieselfde met mans, dat daai persoon saam met dit wat by dit bykom is natuurlik lust, spirit of lust. En saam met dit is spirit of shame, Rejection. 'n verskriklike sense of shame, maar saam met dit is ook spirit of death. Want omdat daai persoon dan begin sukkel met selfmoordgedagtes en daai kind dan nou al gebeur het as jy 5 jaar oud is en jy word 'n tiener en jy word dan getreiter met selfmoordgedagtes en mense verstaan baie keer nie waar hierdie goed vandaan kom nie, maar baie keer as jy teruggaan na die root van dit, is dit iemand wat as kind seksueel gemolesteer is, wat daai trauma en 'n oop deur gemaak het vir hierdie goed om te kom vester en hier te kom huismaak in hulle siele. En die enigste manier om daarmee te deel is om terug te gaan. Gaan terug na die siel toe, gaan terug na die root toe en vergewe, maak skoon en raak ontslaaf van daai lust, shame en spirit of death. Daar is baie mense wat vassit met hierdie goed en nie weet om daarmee te deel nie, but there is hope. And the only hope is Jesus. Amen. Die enigste persoon wat jou kan vrymaak en ek wil vandag net vir jou sê dat luister as jy dalk met so iets gesukkel het as kind en so iets met jou gebeur het en jy het nog nie daarmee gedeel nie. The time is now. You need to deal with it so that you can be free from it. Partymal wil 'n mens nie daai, soos Cecilia sê, sy het baie van haar kinderjare uitgeblok, want sy wou eerder nie, en dit is hoe 'n kind baie keer daarmee deel. Jou omdat dit te groot is vir jou siel om dit te verwerk, dan blok jou om jou te beskerm, blok jou siel daai goed uit, sodat jy nie gefeis word met dit nie. Maar ja, daar is dit is eintlik vir my amazing dat die Here dit vir my so mooi verduidelik het, na aanleiding van baie vrouens wat deur sulke goed gegaan het, waarmee ek kon met 'n pad stap, en is dat 'n kind se siel is te klein, is nie opgewasse om met enige iets seksueel te deel nie. 'n kind kan nie met 'n seksuele ding deel nie, want ons is nie so gemaak nie. Maar die duiwel weet dit. Dit is altyd so. En wanneer die duiwel 'n kans kry om 'n kind te kan seksueel op 'n manier kan 'n houvas kan kry, dan dan dink hy het 'n houvas op jou siel. Want dan bring hy daai shame, lust en spirit of death, en daai arme persoons begin sukkel nou met hierdie goed en dra hierdie absolute las saam met hulle, en saam met dit om nou stil te bly. Baie keer moet hierdie arme persoon stil bly en hierdie erge goed dra wat geen kind capable is om te dra nie. So dit is real, dis reality, dit is goed wat gebeur, en baie keer wil mense nie oor dit praat nie, nê? En wat ons hier praat vandag is real goed, dit is nie oppervlakkige goed nie, dis goed wat gebeur, en dit het dalk met jou gebeur, maar daarom wil ek vir jou sê, die Here wil jou siel gesond maak. Die Here wil daai goed wat daar in jou siel vassit as gevolg van dit wat met jou gebeur het, wil die Here kom gesond maak vir jou. Siel, toe jou pa nou uitkom, toe jy hom die eerste keer weer sien, hoe het dit vir jou gevoel? Weet jy, ek kan nie dit onthou nie. Want ons het toe nog in Natal gebly, so ek het amazing vriende gehad in Natal, is 'n man en 'n vrou, hulle is ouer as ek, amper maar soos 'n ander mamma en pappa gewees. So hulle het saam met my hierdie journey geloop, want na my pa uit die tronk uitgekom het, hy was nie regtig ooit in die tronk nie, na die hofsaak, het hy by sy broer op die plaas gaan bly, en ek dink hy was omtrent 'n jaar daar.
toe het my mamie eendag gebel en vir my gesê, hoor hierso, hulle sê jou pa kry baie swaar, emosioneel. Kan ons hom al laat terugkom huis toe? En ek sê toe vir by all means, hoekom nie? Hy's nie 'n hond nie, hy het 'n huis. So my ma het hom toe laat terugkom. Uit die aard van die saak was hulle toe van bed en tafel geskei, maar sy het hom nooit geskei om hom verder te reject nie, want ek het vir haar gesê, ek en sy het saam daai besluit geneem. Ons gaan hom nie weggooi nie. Yes. Ja, hy het 'n fout gemaak. Ja, hy dien sy straf uit. Hy hoef nie, geen mens moet 2 keer Nee. veroordeel word.